Dinsdag Perspektief gaan voort. Ons het nou net gehoor waaroor die Sondagkoerant berig het. En nou is dit tyd om te sien hoe dit met die nuus op sosiale netwerke ooreenstem of verskil het. Een van ons gunstelinge en ons gunsteling ontleeders, die sosiale media konsultant by Acumen Media, Sonja Alo. Sy is vanaand terug vir die eerste keer in 2019. Baie welkom, Baie Sonja. dankie. Ek sê nou net mos vir jou, dit voel of ek nou offisieel terug is by die werk. Nou dat ek by Nuusdag Perspektief is, dis hoe mense jaar moet begin. Ja, kom ons begin by die nuusdag van Twitteraties en so aan. Wat was die 5 gewildste hashtags op sosiale media? Okay, so vir die afgelope week, die grootste storie was back to school en natuurlik almal met 'n kindertjie wat in die skool is, het 'n foto van Jannie en Sunny op sosiale media gesit. So die gesprekke oor back to school was baie groot. Dis die grootste storie sover. En dan natuurlik as ons kyk na die presentasies, die ANC manifesto en die ANC se verjaarsdag was ook baie groot geweest. En dit het nie baie lank gevat vir 'n brand om nonsens aan te vang nie, want Woolworths is in warm water. So dis die 3 grootste stories. En natuurlik Laerskool Swartsryneke. Was ook in die nuus geweest vir al die verkeerde redes. En ek dink die feit dat die EFF en AfriForum opgedaag het, guns a-blazing amper, het dit nie die saak gehelp nie. So, en natuurlik Unisa het ook probleme met hulle registrasie en daar's allerlei aksies as gevolg daarvan. So, jy weet, Suid-Afrika begin met 'n bang in terme van nuus en hoe mense dit sien. So, die groot storie is back to school, maar die tweede grootste storie is natuurlik die ANC. Ook intussen was daar unicorns. Wat is dit? Ek dink dit doen met die skool. So die mense wat terug gaan skool toe en as unicorn, dan word dit saam met die hashtags. Dit slurp in met die hashtags. So nog een wat ek nou oor wil gesels en ek dink nie dis mense kan dit regtig in die hashtags sien nie, maar dis die dood van Phil Masinga wat nou onlangs gebeur het. So toe ek die stats 12 uur vandag gedoen het, was hy op 1.5%, wat dit basies net gebeur. En 5 uur vanmiddag toe ek weer gaan kyk, dis op 4.6%. So daai storie weet wilde blyke kom in op Twitter en op die res van sosiale media. So dit dink ek volgende week gaan 'n redelike groot storie wees. Nou gepraat van presentasie gewys. Kom ons gaan na die volgende stories toe wat jy nou genoem het. Ons back to school en so back to school is oor die 65%. So dis regtig 'n groot hap uit die stats was back to school gewees. En as mens dit nou wegvat want ons almal weet waar dit gaan. Die ANC en die ANC manifesto, daai stories en al die politieke partye wat julle nou oor gesels het, dis oor die 13%. So dis nogal redelik ook groot gewees. En dan die derde grootste storie soos ek genoem het, Laerskool Swartsryneke. En ek wil net altyd noem, so Laerskool Swartsryneke ek dink is 5.8 of 5.9% gewees. Weet daai eerste foto van Laerskool Swartsryneke wat nou so groot opslaa in sosiale media gedoen het, was 'n foto wat op WhatsApp geshare is met mense. En ek wil net vir mense sê daar buite, wat op WhatsApp gebeur, bly nooit op WhatsApp nie. So Arikat se Velle het laas jaar uitgevind dieselfde storie en hierdie is net 'n continuation daarvan. So wat jy op WhatsApp doen, gaan nie altyd op WhatsApp bly nie. Is amper vir my gevaarliker as wat mense iets op Twitter sê, want mense dink partykeer voor hulle ding op Twitter sê, en hulle dink nie altyd voor hulle iets op WhatsApp sit nie. So Laerskool Swartsryneke was baie groot en natuurlik Woolworths en die Ubuntu Baba carrier. En ek wil net daar vir Woolworths sê, jy weet, ek dink hulle het dit 'n bietjie verkeerd hanteer. So hulle toe daar uitgekom het dat daar 'n ontwerper is wat se ontwerpe baie dieselfde as Woolworths se Ubuntu Baba het Woolworths net die produk van die rak afgehaal. Hoekom het hulle in die ontwerper toe gegaan en gesê omdat dit so dieselfde is, ons hou dit op die rak en ons gee vir jou deel van die wins. So nou wen niemand nie. Die verbruiker wen nie want die produk is nie meer daar nie. Woolworths wen nie want hulle lyk vir hulle in slegte lig is. Die ontwerper wen nie want hy kry nie geld uit nie. Ek dink dit is vir my soos is nie regte. Hulle het probeer om die regte ding te doen deur dit af te haal, maar ek persoonlik dink hulle kon dit op 'n ander manier hanteer het. Dan het ons ook Unisa, wat was hulle se presentasie? So met Unisa was nou soos ek gesê, dis nou die staking of nie staking die registrasie dramas vir haar is. Unisa is baie klein geweest. Hy het nie eers op die chart op die top 10 gemaak nie. Nog 'n ding wat ek graag wil noem wat groot opslaan aan die begin van die week gemaak het wat ook nie die top 10 gemaak het nie, was Fruit and Veg en hulle rotprobleme. So daar's nog steeds mense praat nog steeds daaroor, maar dis baie klein. Dis te klein geweest om op die top 10 te kom. O, daar was 'n rot wat daar was 'n paar rotte. Dis like my rotfamilie wat daar ingetrek het en baie van Fruit and Veg hou. En daar's natuurlik foto's daarvan geweest en dit op sosiale media gelek en mense is in up in arms en in oproer. En blykbaar is die rotprobleem is nie 'n nuwe probleem geweest nie. So dis nie asof hulle, jy weet, as jou produkte vars is, gaan daar dalk 'n wurmpie of 'n ding dalk iewers wees. Maar die rotte het blykbaar al huis gevest daar en
fruit and veg is bekend. Dis 'n spesifieke fruit and veg in wat nou die probleem is, maar ek dink die probleem is nou die hele tak en die hele chain van fruit and veg word nou 'n bietjie oor dieselfde kam geskeer. Kom ons kyk na die sentiment per onderwerp wat ons nou net genoem het. So ek dink een van die negatiefste sentiment daar buite is die drosryp. So dis as gevolg van die feit dat die man weer in die hof is en dat hy nou vir psychological evaluation gaan. Maar ek dink een van die grootstes is natuurlik ook, AfriForum en die Clifton Beach storie wat in Desember gebeur het, word nog steeds, mense praat nog steeds in 'n negatiewe manier daaroor. Ek probeer nou kyk wat die grootste negatief is. Die laerskool se Reneke is ook baie groot. Laerskool se Reneke is ook baie groot nog natuurlik. Die Busisieri Stampede is ook nog by die mense wat praat oor die kerk stampede waar mense dood is. 13%, ja, dit is baie groot. Ja, so daar's nog steeds, ek dink die een wat die minste negativiteit het is Rest in Peace Masinga, en ek dink daai negativiteit het nie te doen met mense wat negatief oor sy dood is, nie mense wat dalk vreeslik hartseer is en kwaad is oor dat hy oorlede is. Baie negatiewe sentiment oor die Ubuntu Baby Carrier van Woolworths. Vreeslik, ja, die Ubuntu Baby Carrier het nog baie negatiewe sentiment in sosiale media met regte. En ek sien Clifton Beach lewe nog daarso ook. Ja, dis die enigste ding wat sekerlik lewe op Clifton Beach is die storie. Eerlikwaar, ek moet erken in Desember het ek glad nie na die nuus gekyk nie want ek was op vakansie en een van my vriendinne vir my boekklub moes my vertel het van die storie toe die memes uitgekom het. Jy weet mense is mos baie lief vir 'n meme, so daar's klomp memes van 'n skapie wat saam met 'n ou in 'n kar gesit het wat vasgestrap is en sê ons gaan nou Clifton toe ry. En dis nice dat hulle snaaks was want mense het baie, it was a heated conversation geweest in Clifton en mense was baie ongelukkig daaroor geweest. En as obviously daar mense wat gedink het is baie snaaks. Kom ons kyk na internasionale nuus. Wat was die grootste stories vir hierdie week? Ek het ook gesien daar's 'n R. Kelly storie wat daar was 'n R. Kelly dokumentêr geweest wat aandui of wat aantuigings maak dat hy 'n kindermolestering betrokke is. En die storie het verder voete gekry omrede R. Kelly in daai week wat die dokumentêr uitgekom het, was hy by 'n nightclub geweest en daar het 'n klomp girls wat lyk of hulle onder 18 was na hom toe gekom en gesê, come and abduct me. So dis redelik, ek is amper geskok om dit te sê, want hoe kan jong meisies dit sê? Ek weet nie of hulle dink is snaaks nie. Maar die R. Kelly se prokureur betrokke geraak en obviously sê hulle ontken alle aantuigings, maar hy is redelik groot in sosiale media. Ja, vir diegene wat nog nie weet nie, natuurlik R. Kelly is 'n R&B of social, a soul singer. I Believe I Can Fly. And the song The Storm Is Over and daai tipe song. So hy's in die spotlight. Ja, en natuurlik nou in Brexit, is the UK going to exit Brexit? Want daar's nou Theresa May is nou weer op haar podium en hulle is nou besig om te praat oor Brexit en die countdown is daar vir die finale Brexit. En natuurlik die UK sosiale media is baie groot. En Donald Trump? En Donald Trump, weet jy, iets wat ek nie verstaan nie. Die Amerikaanse regering kan shutdown. Hulle kan hulle deure toemaak en hulle mense betaal nie. Ek verstaan nie hoe Amerika se regering hulle deure kan toemaak nie. En dis nou natuurlik Trump wat bietjie van 'n tantrum gooi omdat hy nie die geld kry vir sy muur nie. So die government shutdown. So weet Trump is maar altyd in die nuus. Elke keer as ek hier na toe kom, dan sê ek altyd maar iets oor Trump, maar dit is baie moeilik want hy's altyd in die nuus oor iets. En sosiale media gaan natuurlik in gaan te kere daaroor. Is daar enige ander vreemde stories of hashtags wat ons gesien het hierdie week? So wat ek vir julle gestuur het is die emojis wat betrokke was by die Clifton Beach storie en hoe mense daaroor gevoel het. En jy kan sien daar's baie mense wat kwaad was, maar net soveel mense wat gelag het daaroor. En ek dink daai pin was meer amper soos 'n mes wat hulle daarin wou gesit het. En dalk is daar nie 'n baie goeie emoji vir 'n mes nie. Maar weet mense het baie daaroor gepraat in Desember. Ek dink is op van 'n sosiale media punt af is een van die grootste stories daar gewees. En daar's mense wat reg en mense wat verkeerd was en miskien die manier hoe die situasie hanteer was regtig nie goed vir die mense en vir die skaap nie. Maar ja, dis redelik snaaks en is redelik sad geweest, maar dis die groot storie in Desember geweest. Sonja, baie dankie dat jy ingeloer het om die eerste Sondag saam met ons te spandeer. Baie lekker. Dit was Sonja Arlo, die sosiale media konsultant by Acumen Media. En daarmee moet ons sê fluit, ons storie is uit, ons groet vir die week. Môre aan die span weer terug op die kassie so. Maak seker jy is waar jy moet wees om 8:00. Geniet die res van jou aand. Totsiens.